pad waarop Lot kies om te loop, is 'n afdraande pad. Goeienaand. Lot se keuse, waarvan ons in Genesis 13 lees, was geskoei op die sigbare voordele wat die land vir hom sou inhou. Hy het gekies vir menslike, op die oog af, sekuriteit, finansiële voorspoed. Toe hy besluit het om in die gebied van Sodom en Gomorra te gaan woon, hy het in die stede daar gaan woon. Hoewel hy volgens Petrus ongemaklik tussen die sondaars gelewe het, het hy nooit die pad terug na die Here geloop nie. Inteendeel, soos wat ons in Genesis 19 lees, is die rigting waarin sy pad gaan net verder en verder weg van die Here af. Wanneer die oordeel oor Sodom kom, moes die Here hom letterlik aan die kraag uitsleep, terwille van Abraham, sy oom, en word hy van die verwoestende stad gered. Ons lees in vers 16, toe Lot nog talle met die 2 mans, hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand gegryp, en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. Moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Al hierdie ontferming en genade aan Lot, laat hom egter nie omkeer van die pad van selfverwoesting nie. Sy vrou, wat teen die bevel van die Here omkyk, en daarmee aandui dat sy nie bereid is om van die ou lewe van Sodom en Gomorra te vlug nie, verander in 'n soutpilaar. En met Lot is dit beswaarlik beter. Hy kyk nie om nie, maar hy wil ook nie heeltemal met die sondige lewe breek nie. Selfs wanneer hy vlug, klou hy aan sy eie planne vas, sy eie sekuriteit, deur te versoek dat hy in die veiligheid van ten minste 'n klein dorpie Soar kan gaan bly, eerder as om in die berge in te vlug. Die Here staan sy versoek toe in genade en geduld, en hy spaar die dorpie en sy mense. Later, wanneer Job egter bang word vir die mense van Soar, besef hy dat sy eie planne tot redding nie werk nie, en vlug hy met sy 2 dogters nou die berge in en gaan woon hy in 'n grot. Hier vind ons hom. Dis die eindpunt van die pad wat hy gekies het om te loop, sonder sekuriteit en rykdom en voorspoed. Buite die beloofde seëninge van die Here deur Abraham, sonder land, sonder seun en sonder 'n nageslag, soos die verlore seun wat al die seëninge van sy vader opgebruik het. Net Lot keer nie terug na die Here van die seëninge nie. Nêrens is daar by Lot sprake van berou of 'n soeke na verlossing nie. Hy breek die bande met sy oom Abraham, wat volgens die beloftes van die Here die enigste omgewing was waar hy seën en redding kon kry. Sy dogters sien geen toekoms nie en maak hulle eie plan. Dit is asof ons in hulle optrede iets van 'n voortsetting van die sondige wêreld van Sodom en Gomorra vind, wanneer hulle pa dronk maak en hom seksueel misbruik, sodat beide van hulle swanger kan word. Die perversie duur voort. Uit die kinders wat gebore word, sou die Moabiete en die Amorite ontstaan. 2 nasies wat derentyd die vyande van die volk van Abraham, van die volk wat uit Abraham gebore sou word, sou wees. Nasies in sonde ontvang en gebore. Dit is die einde van die pad van die sonde. Die een ding lei na die ander. Al hoe verder weg van die Here en sy seëninge af. En dis 'n pad wat jou uiteindelik met niks los nie. Dit maak van jou 'n grotbewoner. En die vrug wat daaruit voortspruit, is 'n vrug van sonde. Later skryf Jakobus oor hierdie pad van sonde in hoofstuk 1 vers 13 tot 16. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.
En daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, liewe broers. Daarom draai vandag om, as jy op die pad weg van die Here begin stap het. Daarom draai elke dag weer om. As die Here se genade so groot is, dat hy vir Rut 'n Moabitiese meisie kon red, en in die geslagsregister van Jesus kon intrek. As hy so genadig was, om hom oor Lot te ontferm, dan kan ek sy genade en sy redding verwag. Goeienaand.